Kom ons lees saam uit Efesiërs 1. Ek bid dat julle oë van julle harte verlig word, sodat julle kan weet wat die uitnemende grootheid van sy krag is in ons wat glo. Na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het. Net 'n deel van 'n baie lang sin van Paulus in Efesiërs, waar hy bid vir die Efesiërs. Daar is baie dinge wat bestaan, wat ons nie kan sien nie. En wat ons aanvaar, dit bestaan. Dis eg, dis werklik, dis reël. Soos byvoorbeeld, die atoom. Niemand het nog ooit 'n atoom gesien nie. Met die mees gesofistikeerde teleskope kan ons die effek van atome waarneem. En ons kan atome verdeel en geweldige energie word vrygestel as dit gedoen word. Daarom kan ons 'n atoombom bou. Ons het nog nooit 'n atoom gesien nie. Ons weet atome bestaan. Emosies. Wie weet wat is emosies? 'n emosie self, ons weet nie. Ons sien die effek, en ons baie teorieë rondom wat emosies is en hoe emosies werk. Maar emosies bestaan. Konneksie, 'n verhouding bestaan. 'n spasie tussen twee mense kom tot stand, en dit is kragtig. Dit kan jou energie gee, dit kan jou dreineer, dit kan jou moeg maak. Dit bestaan. Idees bestaan. Ons het nog nooit 'n gedagte gesien nie. Maar jy kan my sê wat jy dink. En ek kan nie jou gedagtes sien nie, maar ek kan my indink. As jy vir my verduidelik, hoe gaan die gebou lyk, en hoe kom jy hom bou, en hoe dit hier gaan wees, dan sal ek vir jou sê, ek sien. Ek sien met my verstand se oog. Kan ek my indink? Kan ek my verbeel? En op daai manier sien ek. Nou Paulus bid, dat ons met die oë van ons harte sal kan sien. Nie net met die verstand nie. Die hart is iets anders in die Bybelse konsep. Dit is daai plek waar al die innerlike funksies bymekaar kom. So as ek met my hart sien, dan sien ek met meegevoel, met emosie. Ek sien met verbeelding, ek sien met intuïsie, ek sien met aanvoeling, ek sien met my geheue, met al my innerlike funksies wat bymekaar kom. Dit is 'n ander manier van kyk, en ons het daardie vermoë, maar ons het dit nie net nie. Dit moet ervaar word. En dit is hoekom hy bid, dat, en die woord van dat ons sal weet, is eintlik dat ons dit sal ken. Hy bid dat ons dit sal ken deur ervaring, deur ondervinding. Ons oë sal oopgaan, verlig raak, sodat ons kan sien, wat? Sodat ons kan sien wat die krag van God is. Paulus sê hy rig sy hele lewe in, 2 Korintiërs 4 vers 18, deur net te kyk na die onsigbare dinge. Dit is baie belangrik. Ek meen, dit kan fataal wees om emosies of om atome te ignoreer. Ons moet dit in ag neem. En ons rig ons lewe daar volgens in. En hy sê dieselfde ding met die krag van God. Maar hy gebruik in die Grieks 4 verskillende woorde vir krag. En dis 'n moeilike sinsnede om te verstaan, nê? Dat ons die uitnemende grootheid van sy krag is dunamis, is die stamwoord. Kan jy hoor waar ons dinamiet vandaan kom? Of dynamo vandaan kom? Hy bid dat ons die grootheid van sy dynamo, dunamis, wat in ons is wat glo, na die werking. Met ander woorde, daai krag se werking, se beweging, se tot stand bring. En die Griekse woord daarvoor is energeian. En die stamwoord energeia. Met ander woorde die konsep dat uit sy krag uit
is daar 'n beweging, gerigte krag. Ons noem dit ook vandag energie. Van sy krag, nie gebruik in weer 'n ander woord, kratos, die stamwoord, wat meer vermoë beteken, wat hy gewerk het, is weer energesen, is weer energia, wat hy met ander woorde energie geënergeer het in Christus toe hy hom uit die dode uit opgewek het. So, iets wat baie interessant is, as ons hierdie gedeelte lees, is dat die woord in die wêreld, in die geesteswêreld so genuanceerd is in die Bybel. Hier kry ons 4 woorde, en as jy in die volgende sin lees, waar nog steeds deel van hierdie gebed is, kry jy nog 3 ander woorde, wat Paulus gebruik, wat verwant hou met krag, in die kragfamilie lê. Daar is 9 van hulle in die Nuwe Testament, hy gebruik 7 in hierdie een sin wat hy gebruik. Laat my dink in die Eskimos, ek het net vanmôre gegoogel en gevra, hoeveel woorde is daar vir sneeu, en hulle sê, oor die 50 woorde vir sneeu. Ons het 1 of 2, kapok en sneeu, dis al waarvan ek weet. Ons is nie genuanceerd nie, hoekom nie? Ons leef nie met sneeu nie, ons beleef het nie soos hulle nie. En miskien is dit so dat ons vandag in 'n tyd lewe waarin ons geweldige kennis het van die liggaam en die fisiese en die wetenskap is groot. En in die siege van die mens, baie insig en baie ontwikkeling, maar wanneer dit by die gees kom, 'n dimensie wat selfs deur baie akademici geïgnoreer word of ontken word dat dit wel bestaan, is iets waar in die Bybel baie meer genuanceerd is. So as ons dit letterlik net hierdie sinsnede vat, sê Paulus vir ons, dat hy vir ons bid, dat ons die krag van God wat ons energeer, sal leer ken. Dat sy krag energeer ons, sy krag is in werking, die werking van sy krag. Dit is soos liefde en genade. Is eintlik onlosmaaklik aan mekaar verbind. Maar wanneer ons van genade praat, toon ons veral op die liefde wat in werking is. Die genade bring altyd iets tot stand. Dis God se genade, operasionele liefde. Dis wat dit is. So Paulus bid, dat ons die krag sal ken wat ons energeer, met die energie wat Christus uit die doodheid opgewek het. Dis 'n mondvol. Kom ons dink net aan die implikasies van hierdie gebed vir ons. 3 goed. In die eerste plek is, God is die bron van energie. Alle krag, hy is die almagtige. Hy is die een wat al die krag het. En uit sy krag uit, gee hy vir ons energie. Deur daardie energie, het hy geskep. Het dit wat tot stand gekom, het hy herskep uit die dood uit. En 'n teoloog het gemeen en hy sê hy wonder, is dit nie 'n groter krag, sterker krag as die skepingskrag nie? Want skepingskrag het met 0, met niks begin. Maar die herskepingskrag, opstandingskrag het met die dood begin wat 'n minus is. Dit is hoe omvangryk, hoe groot hierdie energie van God is. Dit skep en dit herskep, maar dit hou alle dinge in stand. In 1 vers 11 sê vir ons in Efesiërs, net voor hierdie gebed sê Paulus, dat hy werk in alles, en die woordjie daarvan werk is energia. Hy energeer alles. Deur sy energie, deur sy werking, sy krag wat in werking is, word die hele skepping in stand gehou. Word ek in stand gehou, word my liggaam in stand gehou, alles word in stand gehou. Nou die implikasies van hierdie geloof, as jy dit het, is baie groot. Dit beteken onder andere dat daar wel 'n empiriese dimensie bestaan tot die werk van God, tot die energie van God, sy skepping. Empiries beteken fisiese, waarneembare, meetbare.
So ek kan dit sien, ek kan dit, die skepping. Ek kan dit sien, ek kan dit vat, dis substans, dit bestaan, dit kan nagevors word. Dit is waaroor dis waaroor die wetenskap gaan, hè. Ons weet wat dit is, ons weet waaruit dit bestaan, ons weet hoe werk dit, né? En ons het selfs met wette tevoorskyn gekom. Newton het vir ons 'n hele paar wette gegee, né? Wat hy sê, die wet van swaartekrag, dat jy kan nie teen hierdie, dis geskep deur die energie, dit bestaan, dit is hoe dit werk, en jy moet by dit invul, jy moet dit gehoorsaam. As dit voorgestel kan word, en dit is dalk een van die ander wette van Newton is, vir elke gevolg is daar 'n oorsaak. Met ander woorde, as daar 'n aksie is daar 'n teenoorgestelde reaksie in die wêreld waarin ons leef. En dit kan nagevors word. Kom ons vat genesing as 'n voorbeeld. Ek gaan dokter toe. En ek vra die dokter, help my asseblief. So die dokter ondersoek my. Deur sy kundigheid, sy kennis, dalk deur sy kundigheid, sy ervaring, met sy hande, kan hy 'n diagnose maak en kan hy my dalk help. Hy skryf dalk iets voor, 'n middel. En die gevolg van hierdie ondersoek, hierdie kennis, hierdie insig wat hy het, en sy optrede, die gee van die medisyne, neem ek die medisyne in, het dit 'n effek op my. Ek, die objek. En dit bevorder genesing en ek ervaar genesing. So kom ons kyk net uit 'n regieperspektief uit. Die dokter word geënergeer, wel fisies, in die opsig dat hy het geëet, en daardie kos, en dit is een van die groot, dit is nou Einstein se wette oor energie, wat sê dat basies daarop neerkom, dat energie kan nie geskep of vernietig word nie. Dit kan net omgesit word. So, hier vat ek substans. En dit is nog 'n idee van Einstein, jy weet, die wêreld se mees bekende formule. E is gelyk aan mc². Né? Dat energie is gelyk aan massa. Daar's energie in massa. Maal die spoed van lig tot die mag 2. So ek neem hierdie kos in, ek eet dit. Deur my spysverteringsstelsel word dit omgesit in wat? In energie, fisiese energie. Nou kan ek hardloop, krag, né? Kratos, ek kan goed, ek het 'n sekere vermoë, maar ook elektrisiteit selfs, energie. In my brein is daar elektriese funksie, om my hart is daar elektriese funksionering en aktiwiteite. Maar ek kan ook begin te dink, en ek kan emosies ervaar. Dit is verskillende soorte energie wat aan die gang is en in my werk. En selfs is daar nou in die substans van die medisyne, deur navorsing het ons agtergekom, is dit die effek wat dit het op 'n mens se liggaam. Ek neem dit in. So die vraag is, wie het my gesond gemaak? Wat het my gesond gemaak? Is dit in die eerste plek? Is dit die dokter? Is dit die medisyne? Of is dit my liggaam wat homself genees het? Nou, dit is alles waarneembaar, beheerbaar, dis die empiriese benadering. Maar, as jy glo alle energie kom van God af, is daar 'n trans-empiriese dimensie tot ons bestaan. Dit beteken dat die primêre oorsaak is nie die dokter nie, maar is God, wat die dokter energeer, wat die medisyne energeer, wat die pasiënt energeer. Sy energie is aan werk daar. En sy energie kan op enige manier werk. Hy kan die dokter en medisyne los, en dit kan net 'n direkte energie van God in die pasiënt self wees. So die vraag is, as ek genees word, uit hierdie perspektief uit, wie het my genees? Is die feit dat ek sê, God het my genees, in kontradiksie met die feit, dat die dokter daarbey betrokke was, medisyne daarbey betrokke was, en die eie funksionering van my liggaam, wat geneesend van aard is, wat die heeltyd werk om my weer gesond te maak. Ek is net so gemaak. Wie het my genees? 'n rukkie gelede was ek by die dokter, en die dokter, ek toon simptome, en hy sê vir my, hoor, so ek dink die medikasie waarop jy is. Los die medikasie, laat ons sien wat gebeur, en ek los die medikasie waarop ek jare is, en
weg is my simptome. En hy sê vir my, jou liggaam het jouself genees. En ek sê, is dit nie wonderlik nie? En ek dink, dit is, maar is God wat my liggaam energieer en hom so laat werk. So God het my genees. Jou definisie, so, jou spanning tussen die wetenskap en die geloof verdwyn, as jy glo dat God die bron van die energie is. Daar's nie 'n spanning nie. God se alles. Maar ek wonder ook of jou definisie van 'n wonderwerk nie behoort te verander nie. Is 'n wonderwerk as die wette van Newton opgeskort word? Is dit 'n wonderwerk? As ons teen swaartekrag, as ons teen die oorsaak volg, as ons teen daai goed gaan, ons dis onmoontlik dat dit so kan wees, nou is dit so. Is dit 'n wonderwerk? Of is die wonderwerk ook net dat daar energie is, en dat daar energie iets tot stand bring, of dit op 'n immanente natuurlike wyse is, en of dit op 'n onnatuurlike of onverstaanbare wyse is. Dit is God. Dit bring ons by 'n ander baie belangrike ding, as ons so dink dat God alle energie gee hy energie vir alle mense. En in die teologie word daar gepraat van die algemene genade van God. Dat Jakobus 1 vers 17 sê byvoorbeeld, elke goeie gawe kom van God af. Matteus 5:45 sê dat God laat die son skyn op die gelowiges en die ongelowiges. Alle energie, die energie in 'n ongelowige dokter, is die energie van God, is die lewe van God wat God vir hom gee. Dit is vir baie Christene 'n probleem. Psalm 73 is 'n voorbeeld. Jy weet, Asaf sê, ek het amper my geloof verloor. Ek het gestruikel, want kyk hoe gaan dit. Kyk, hulle is vet, hulle is gesond, hulle is ryk, alles werk uit vir hulle. Maar ek's 'n Christen, ek werk hard, ek doen al. Dit werk nie uit vir my nie. Dis 'n probleem. Jy weet, Amadeus, jy weet, Soleri, was toegewyde kind van die Here. Hy kan nie die musiek skryf nie. Hy kan nie doen wat Mozart doen nie. En Mozart is immoreel, hy's hoogmoedig, hy's aanmatigend. So, daar is 'n besondere genade. En Paulus praat daarvan, en hy gebruik weer die woord energie, jy weet, volgens die werking van God, energia van God, ontvang ons gawes en bedieninge. Maar het sal 'n groot fout wees wat ons maak, as ons die algemene genade van God ontken. Luther het gesê, ek sal eerder regeer word deur 'n moslem, wat wysheid het en goed is, as deur iemand anders wat 'n Christen is, en dit nie het, daardie deugde nie. So, ons moet lewe met 'n bewussyn van die algemene, en hy energieer ons. Dis die tweede groot ding. Hy is die bron van energie, en hy gee sy energie vir ons, en sy energie doen so baie. Maar hier is een groot ding, dit werk teen die dood. Paulus sê, as die gees van hom wat Jesus uit die dode het opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dood gewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Hy werk teen die dood. Die energie van God. Nou, wat is die dood? Om dood is, beteken om afgesny te wees, ongevoelig te wees, te ontbind, niks te kan voortbring nie. Nou, dit is nie net 'n fisiese toestand nie, dit is ook 'n geestelike toestand, want Paulus sê in 2 vers 1, net na sy gebed, julle het hy lewende gemaak wat dood was. Dis hoe ons is, afgesny van God, ongevoelig vir die werk van die Heilige Gees. Binnekant is chaos, ons besig, ons is alles is te mekaar, wat ek dink is nie wat ek voel nie, is nie wat ek wil hê nie, is nie wat ek weet nie, en ek kan niks substantief vrug voortbring wat standhoudend is nie. Kan baie bereik en suksesvol wees, maar kan nie iets voortbring nie. Hy keer dit om. En dit beteken dat die lewe werk nou in ons. En Jesus se idee is, dat as jy doodgaan, is dit die einde van die dood. As jy in my glo, sê jy lewe al, het jy ook gesterwe. Dis die laaste daad van die dood in jou lewe, is die dood.
as die lewe in jou werk. Die lewe gaan dan net voort. So 'n wonderlike idee is dat ons gebede altyd beantwoord word vir genesing. Miskien, die laaste keer, gaan dit beantwoord word deur die dood. As ek nou genees word op gebed, en ek vra die Here, is dit tydelik? Want ek gaan doodgaan aan organe wat ingee, wat ook siekte is, en dan is dit die einde van die dood. En ek kan vir altyd leef. So werk sy energie in ons wat glo. Kan jy dit glo? Hoe kry ons toegang tot hierdie energie? Wel, ons moet glo. Nee, dit is wat hy sê, hierdie krag werk in ons wat glo. In Kolossense 2 sê hy, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking, energia van God. Deur ons geloof in die energie van God, wat hom uit die dode uit opgewek het. Dit raak ons godsbeeld. Jou godsbeeld raak soveel van hoe jy dink oor jouself en hoe jy dink oor die lewe en oor hoe die lewe werk. Dat om te glo in die energie van God wat Jesus uit die dode opgewek het, om te glo in God wat op hierdie manier werk. Ons bely dit in ons geloof as ons sê, aan U behoort die koninkryk, die krag, die energie. En dan leer Paulus ons, dis deur gebed wat dit vrygestel kan word. Nou gebed is so groot woord. Dit is deur te vra ook byvoorbeeld. Jakobus sê, bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En hier is die woord weer, energia. Dit is energomene, wat beteken, wat energeer. Deur gebed word groot energie vrygestel, wat genesing kan bewerkstellig. Net deur te praat, gedagtes, woorde is draers van energie. Hebreërs 4 vers 11 sê, die woord van God is kragtig, en die woord daarvoor is energia, is energerend. So wanneer ons bely, wanneer ons praat, dra dit energie en dra dit krag oor. Net deur ons gedagtes te vul met die woorde van God, deur daaroor na te dink. Ons noem dit meditasie. Is 'n vorm van gebed, en dit kan oorgedra word deur aanraking. Ons sien dit in die bediening van Jesus en die eerste kerk wat sê dat hulle hande opgelê het op die siekes en vir hulle gebid het. So, ons glo in die Almagtige, met ander woorde, die een wat al die krag het. Sy krag is nie net staties nie, is nie net 'n vermoë waarmee hy sit nie. Hy gee daai krag. En wanneer daai krag in werking kom en is gerig, dan noem ons dit energie. Hy gee ons energie. Kan ons hom vertrou as die bron waaruit alle lewe kom, waaruit energie kom en ons laat lewe. Kan ons hom vertrou en kan ons na hom toe gaan in gebed en hom vra, en ons is sekerlik elke dag diep afhanklik. En Jesus het gesê, jy sal salig wees as jy weet hoe afhanklik jy van hom is. Ek kan nie asemhaal sonder hom nie. Ek kan nie dink sonder hom nie. Sonder hom kan ek niks doen nie. My dank aan hom, my afhanklikheid aan hom, my behoefte aan hom, ek vra hom, gee my krag, raak my aan. Ek het U nodig, op watter plek en manier ook al. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir die lewe wat U vir ons gee. Nie net gegee het nie, maar elke oomblik gee, deur die energie wat U vir ons gee. Stel U ons in staat om te beweeg, om te kan dink, om te kan doen, om te kan skep, om te kan lewe. Ons het so groot gebrek, dikwels in sekere aspekte, dimensies van ons lewe. In ons gemoed, in ons lewenslus miskien, in ons fisiese, in ons liggaam,
Ons wil U vra om ons aan te raak en ons te vul met krag in hierdie tyd, waarin ons veral kyk en dink na hoe wie is en hoe U deur ons werk en met ons werk. In Jesus se naam, amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elkeen van julle. Amen.